Jy luister na Perspektief, 'n program van Radio Scriptura. Welkom. Perspektief wil vir jou 'n vars, Bybelse perspektief gee op enkele nuusgebeure van die afgelope maand. Die gesprek word vandag gelei deur Jaco de Beer. Goeiemôre aan almal en ook ons luisteraars wat na hierdie episode gaan luister. Dit is Perspektief, ons maandelikse einde maandelikse episode waar ons die nuusgebeure van die afgelope maand in perspektief neem en ons eerste perspektief vir 2026. En saam met my in die ateljee is Gerry van Ryn en Dr. Jonker Venter. Dan baie geluk Jonker dat jy geslaag het met jou PhD-tesis. Ons is nog nie seker of die titel agter jou naam mag genoem word nie, maar jy het geslaag, so ons kan dan daarom sê, daar is niks wat dit seker nou gaan stop nie. Baie geluk en ons vertrou dat die Here ook jou werk die kerk sal dien. Gaan dit goed met julle? Dankie Jaco. Ja, baie dankie. Ek's net so verbaas, ek moet jou sê. Nie verbaas wees, jy moet sê genade is groot. Ja, die genade is. Nou sê julle. Nou julle, ons gaan vanoggend dan nou 2 onderwerpe doen. Dis 2 groot onderwerpe wat ek dink vir ons goed gaan besig hou. Ons gebruik gewoonlik so 3. Maar ja, eerstens wil ons gesels oor staatsbeheer oor die kerk. Nou, die agtergrond agter die storie is groot kontroversie. Miskien weet almal nie daarvan nie, maar as jy die nuus volg, dan sal jy sien daar was skokkende en brekende nuus aangekondig die afgelope Januarie. Jonker sal ons nou help met wat beteken CRL. Jonker, waarvoor staan CRL? Ja, Jaco. Okay, jy het nog gesit hier so. Ek weet nie of dit sin maak nie, maar dit sê the Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities. Sure. Ek weet nie hoe kry jy net 3 letters daaruit nie, maar so is eintlik 'n historiese kommissie. Ja, dit wil gedoen wees, hoor. Ja, so die doel van die kommissie, soos ek dit verstaan, ek gaan dit nou nie aanhaal uit dokumente uit nie, maar dis my begrip van artikels wat ek al baie gelees het, is om nou allerhande kulturele groepe, soos dit daar sê, gemeenskapsgroepe, taalgroepe, taalgemeenskappe, godsdienstige groepe, die woord reguleer, moet mens nou reg verstaan, in hulle intent, of in hulle motiewe. Ons gaan daai motiewe bietjie bevraagteken. Maar in hulle motiewe is nou om, byvoorbeeld, ons weet van al hierdie ouens wat mense wat petrol drink en daai snaakse goed aanvang en ook finansiële misbruik. Ons dink aan hierdie TB Joshua van Afrika, wat kliniese soontoe gebring het, soveel geld, soveel rykdom. Ons weet van daai mense wat daar dood is en toe daai kerk ineengestort het en al die goede, klomp van hierdie tipe dinge. Ek kan nog soveel voorbeelde noem, maar hulle sê die doel is die regulering van daai tipe praktyke en die misbruik dan nou, as ek praat van ons konteks, van kerk en dan godsdienst in die algemeen, geloof in die algemeen, die misbruik van geloof, misbruik van kerkleiers teenoor mense, wat mense onderdruk, mense uitbuit, en so voort. So dit is wat hulle gesê het, hulle motiewe is. Maar nou het daar iets groot gebeur in Januarie, die voorsitter van die kommissie, wat self 'n predikant is, ek kan ongelukkig nie sy naam nou onthou nie, miskien kan een van julle gou daai artikel oproep, ek dalk deel dit in sy naam later net gee, maar hy is die voorsitter deur die regering aangestel vir hierdie kommissie. En in Januarie het hy konferensie of 'n perskonferensie, ek sê kom met die Engels nou, Afrikaans nou, gehou waar hy gesê het hy bedank, want hy kan nie meer met sy gewete saamleef. Het dit duidelik aan hom geword van die regering se motiewe van staatsbeheer oor die kerk. Hy het dit so blaatant uitgesit. Perskonferensie. Dankie daar my broers. En so nou weet ons het mense deel dit die ding verdink en ons het nooit regtig bewyse gehad nie. Ons was ongemaklik oor die omvang van die ding. Want die omvang van die ding is predikante en kerke moet registreer by die staat, by naam. Hulle wil die naam van predikant hê sodat hulle in hulle motiewe dat as jy vervolg moet word of ondersoek moet word dat jou duidelike jy daar is, jou identiteit is daar, maar ook sodat hulle jou kan dan stop om verder te mag praktiseer.
Dit was hulle motivering. Maar dit word nou baie duidelik uit wat hierdie voorsitter gesê het in sy bedankingsbrief, dat daar groot ongeruimhede is en ander motiewe is vanuit die staat. Dit vra ernstige vrae vir ons as kerk. Ek was in gesprekke gewees waar sommige my broers, wat saam met my bely gesê het, hulle dink dis 'n goeie ding, ons moenie soveel verdagtheid daarin lees nie. Maar duidelik kan ons nou sien waartoe gaan hierdie ding en ons ken ons regering se huidige benadering. Wat sê julle broers? Jaco, ek gaan begin en ek wil eerstens sê baie dankie dat jy vir ons voorgaan, want ons almal weet wat agter die skerms gebeur en dat ek nie betyds was nie, so baie dankie daarvoor. Maar ek wil graag dan net gou iets noem met betrekking tot hierdie saak van die, kom ek gaan dit weer noem, die Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities, wat ek kon aflei uit die op die internet en nuus gebeure is dat hierdie kommissie is na 94 geskep. Nou ek dink daar sal klaar vir ons 'n vraagteken. Nie dat ek alles wil bevraagteken rondom pre en post 94 of wat daar gebeur het nie, maar ek dink dis belangrik dat 'n mens agterkom. Jy weet waartoe dit moontlik kan lei en nou sit ons nou steek my wiskunde my ook laat dit my ook in die steek. Is dit 30 jaar? 20 jaar. 20 jaar later. 32. Is dit 32? Ja. Duidelik was jou PhD nie in wiskunde nie. Duidelik nie, maar onthou ek het opgehou tel na my ouderdom 30 bereik het. Okay. Ek's nog daar. Maar okay, goed nee, jy weet 30 jaar later sien 'n ou waartoe dit uiteindelik gegaan het nê en so ek dink dit is duidelik dat dit is 'n groot probleem. Ek het daardie reverend of die ou wat bedank het is Reverend Professor Masa Zulu. As ek dit reg het. En ek weet nie ek het probeer uitvind waar hy bevestig as predikant. En ek kan nie aflei nie, maar wat ek wel kon raak sien is dat dit sedert 2017 is wat hy iewers bevestig is as predikant. So ek kan nie regtig sê waar dit is nie. Maar hy is by die Raad van Kerke en so aan. So ek wil maar net daai ingegooi het aan die begin om net bietjie konteks te gee en dat ons regtig kan sien dit gaan nie oor die bevordering van of die uitbouing van godsdienstvryheid nie, dit gaan eintlik oor die heeltemal die teenoorgestelde en dan soos wat hy dan in sy artikel genoem het omdat dit toksies is dat dit spesifiek gerig is teen die Christen kerke. So dis my bydrae van nou. Ja. Gerrie, voor jy inspring, wil ek net gou sy aanhaling vir ons lees en ek dink dit gee goeie konteks vir die episode. So hy het gesê, dis in sy bedankingsboodskap, I have done everything within my power to discharge my duties faithfully and in line with my appointment. However, I can no longer serve as a chair of a committee, the processes of which I do not control, the outcomes of which I do not endorse, an existence of which is being used as a front to disguise a predetermined agenda of state control of religion, driven in part by personal hostility toward particular Christian faith and traditions. Nou, dit is baie duidelik en reguit. Dat hierdie doelbewuste aksie teen die kerk is om te beheer en te onderdruk. Jaco, mag ek net gou indruk, ekskuus Gerrie, ek wil net nog noem, ek dink ons moet as luisteraars en ook net daarom die konteks in gedagte hou van waar ons die saak sien. Ons het nie al die inligting nie, maar ons hoor van hoe hy dit verwoord, dat hy praat van teen Christen geloof en tradisies. Maar ek dink ons moet ook bewus wees van die groter geheel van Suid-Afrika. Almal is nie gereformeerd nie,
almal is nie Afrikaans nie. Ons is maar 'n baie klein deel van hierdie land se populasie. So ek wil net dit noem dat die luisteraars ook net bewus is dat hierdie is 'n baie groter prentjie as wat ons baie keer sien. Ja, ek dink in die eerste plek moet ons glad nie verbaas wees nie. Daar's mense wat nou nog verbaas is as ons regering so iets doen. Maar hulle het dit nooit weggesteek nie, die hoofparty aan bewind, die ANC. Jy kan maar in hulle eie dokumentasie gaan kyk. Hierso is nou 'n afkorting wat 'n akroniem wat sin maak, die NDR, die National Democratic Revolution. Het hulle al klaar uiteengesit wat hulle werkswyse gaan wees en dit gaan op die einde oor totale beheer. Die staat staan oor alles en dan as mens mooi kyk soos dinge nou gaan, dit is hard op pad na kommunisme of so kan lyk dit of hulle dit wil hê. En nou weet ons 'n kommunis en ons regering dat nooit 'n goeie krisis net verbygaan. So dink maar aan die regulasies wat hulle met COVID ingestel het, belaglike goed naderhand. Jy mag nie gaar hoender koop nie en allerhande sulke goeders. Plakkies. En nou mag jy plakkies eers koop nie, ja. En nou sê hulle wel hier is nou misbruik. So dis ons werk om dit te keer. En agter daardie dekmantel dan probeer hulle nou die gelowiges, die Christene veral oorreguleer. So asof dit nou die staat se plek is. Hier's dan nog 'n akroniem wat sin maak, 4SA, Freedom of Religion, South Africa. Dis 'n organisasie wat ook al baie lank waarsku teenoor wat aan die gang is. En dit het nou mooi op 'n punt gekom met die bedanking van hierdie voorsitter. So aan die een kant dink ek nie ons moet verbaas wees nie. Aan die ander kant moet ons besef nêrens steek die Here vervolging in die fynskrif weg nie. So as ons as kerke getrou gaan bly, gaan ons vervolg word. Maar dan het ons die mooi voorbeeld van die apostels, die disippels aan die begin van Handelinge ook, as hulle voor die Joodse raad gedaag word. Weer eens nie die Christene. Besluit julle maar wat julle wil doen, ons gaan aanhou verkondig. Dis ons roeping. Ja, goed, die punt waar ek wil by uitkom persoonlik met hierdie storie is die volgende, en ek gaan lees artikel 36 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis, die gedeelte wat ek dink relevant is. Artikel 36, die burgerlike owerheid. Vir die doel het hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf. Ek glo dit sluit in hierdie misbruike wat ons sien. Daar moet hofsaake wees teen hierdie mense wat mense soos menseregte misbruik, korrek. En die deegsames te beskerm. Nou hier is die klem wat ek dink hier verkeerd gaan. Die deegsames te beskerm is die beskerming van die deegsames. En dan verder. En dit is nie alleen 'n taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar om die heilige woordbediening te beskerm. Belangrik. Om sodoende die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die woord en die evangelie oral te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. So, dis duidelik uit ons belydenis, wat uit die skrif saamgestel is, dat die staat die kerk moet beskerm. Nie een moet word met die kerk, maar moet beskerm, sodat hy sy taak kan verrig, die woordverkondiging kan verrig, sodat die koninkryk bevorder kan word, tot die goed van die land, die evangelie verkondig word. Nou, wat nou hier begin gebeur is, die evangelie, as hierdie ding deurgevoer word, gaan aan bande gelê word, want ons gaan nie meer in vryheid kan verkondig, wat is afgoderry, wat is die ware God nie, dinge soos ons uitsprake, publieke verkondiging teen homoseksualiteit, gay-huwelike, daar's een enigste ware God, een enigste weg na daai God toe, Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe. As hierdie wet uit sy einde uitkom, en ons as kerke gaan met 'n wet afgevaardig word om hierdie ding te teken, te gaan registreer by die staat, dan is dit die gevolg daarvan. En my vraag is aan ons as kerk en as gelowiges is, wat staan die kerk te doen? Wat moet ons sê? Artikel 36 is deel van ons belydenis. Daar's kerke, en ek gaan dit noem, ons het daaroor 'n opsiening gehad, soos die Grote Kerk
in die Kaap wat op 'n verkeerde manier 'n stem probeer wees. Hoe doen hulle dit? Hulle maak bande met die regering in kompromie. Valse ekumene van geloof, eenheid van geloof met moslems en allerlei groepe wat selfs in die kerk ingenooi word, saam bidure gehou word en so voorts. Dis 'n valse stem van die valse kerk. Wat gaan die ware kerk doen? Hoe gaan ons wees? 'n lig onder 'n maatemmer? 'n Kerkie daar op die hoek weggesteek, verskonend oor wat hy glo? Of gaan ons begin duidelik wees en ook ons profetiese stem nakom en uitspreek en selfs aan die regering verkondig wat is hulle taak, hulle roeping teenoor die kerk? Wat sê julle? Ja, en daarmee saam, ons kry tog die opdrag in 1 Timoteus om vir die regering te bid. Ja. En op hierdie stadium moet ons ernstig vir bekering bid by hulle, dat hulle God mag ken en hom mag dien, besef hulle is sy regering. Want as ons nou nog so 'n klein bietjie weier kyk, dan sien ons hierdie aanslag om dinge te beheer kom nou op vele vlakke. Daar is onlangs 'n, ek weet nie, hulle noem dit 'n wetskrif of wat ook al, wat te sê maar hulle moet begin podcasts, potgoeie soos ons in reguleer. En ek in die week ook gelees van nog iets wat voorgestel word van hulle wil naderhand 'n totale beheer oor jou finansies ook hê om te kyk of jy nou jok vir SARS of nou nie. So ons moet die groter prentjie sien van 'n regering wat basies God wil wees. En ons rondskuif soos hulle wil hê. Ons het 'n massiewe roeping om teenoor hulle profeties op te tree, maar terselfdertyd om aan te hou om die evangelie te verkondig. Selfs al kry ons teenstand, selfs al is daar vervolging. Dis waarvoor ons geroep word. Jaco, ek wil graag bietjie iets prakties byvoeg as 'n mens nou 'n luisteraar, jy weet, hierdie saak na luister en ons hoor die kerk moet haar stem laat hoor en hoe moet ek nou betrokke wees by sulke dinge en ek praat nou nie politiek nie, ons praat nou kerk, nê. Wat staan jou te doen? Ek dink ook 'n ander ding wat baie mense vra byvoorbeeld is, hoekom is die gereformeerde kerke so stil oor sake? Nou ek dink daar was 'n onlangse artikel iewers in die sosiale media oor hoe werk die gereformeerde kerke, oor hoekom ons nie 'n stem het nie. Jy weet, wat is daai ou se naam? Ek sien nou op sy naam kom, hy het 'n mooi potgooi daaroor gedoen nogal. En ons moet mooi verstaan eintlik byvoorbeeld hoe werk die gereformeerde kerke se kerkregeringsstelsel, nê. Ons het nie een of ander sentrale punt waar iemand ons spreek, jy weet, ons spreekbuis is wat namens ons gou alles doen nie. Ons het deputate wat ons aanwys en hulle tree in gesprek met die owerheid en met die media, maar ek bedoel ons het nie een of ander iemand wat jy weet vir ons voorgaan in dit nie. So ek dink wat ons vir mekaar hier moet sê is die beginsel is, as jy kerk is daar by jou plaaslike gemeente, dan is dit van daar af waar jy jou stem moet laat hoor. Kerkrade moet besluite neem, gemeentes moet saam besluit, jy weet, gemeentelede moet saam met die kerkraad werk hierin. So wat ons eintlik sê is, as jy gawes het, dan moet jy dien. Gaan dien by jou kerkraad, praat daaroor en kyk, hoe kan dit dan nou uitgestuur word, die profetiese stem. Het sy dit nou is by, kom ons sê, in ons kerkverband nou, by die deputate, of op 'n ander platform soos 4SA wat julle genoem het, en so aan. Maar ek dink, ja, en dan, ja, terselfdertyd moet die ou maar seker op sosiale media ook besig wees, maar ek dink mense moet maar versigtig wees vir klets. Want dit help nie, maak net jou stem dik iewers, en jy het eintlik geen bydrae gelewer nie. So die vraag maar net, hoe moet ou voortgaan met hierdie dinge? Ek dink jy moet maar op daai manier gaan soek, waar kan jy jou profetiese stem bydra laat lewer, ja. Miskien kan ek 'n praktiese bydrae ook maak, wat ek dink.
ek dink soos jy noem, 4SA is 'n organisasie wat ek dink ons kan begin steun. Hulle is 'n redelike wye netwerkorganisasie, so ons kan hulle nie benader asof ons sê hulle is gereformeerd nie. So en ek dink mense moet ook 'n bietjie verder gaan dink. Soms neem ons 'n houding in van as 'n groep nie gereformeerd is nie, dan gaan ons nie betrokke raak daarbey nie. So hierdie is 'n wye netwerk wat die saak van die kerk in hierdie konteks van artikel 36 steun en dan ook met die regering in gesprek tree. So ek dink ons moet ook sulke organisasies se hande sterk maak, by hulle gaan betrokke raak, sien, en ek praat nie van kerke noodwendig nie, ons moet altyd onthou hierdie skeiding tussen kerk en staat, maar dink jy het 'n goeie punt genoem, en dit het Calvin hulle ook gesê, ons het Christen prokureurs nodig, ons het Christen politici nodig, ensovoorts. So Christene wat die gawes het vir politieke werk, gaan raak betrokke by sulke organisasies, gaan raak betrokke by plaaslike regering op plaaslike vlak, maak daar jou stem dik. En dan dink ek kan die kerk duidelik preek hieroor. Ons moet meer, so ons gaan nie die preekstoel is nie 'n politieke platform nie, maar die Bybel praat oor alles. So waar ons teks wat ons preek om toelaat tot toepassing om oor hierdie dinge te praat, moet ons gemeentes lidmate toerus oor hierdie sake. Wat sê die Bybel? Dit is ook die doel van perspektief, ook die doel van Scriptura, om toerusting te gee, om mense goed in hulle hande te sit van hoe moet ek dink oor die wêreld waarin ek toenemend leef, bedreigend leef. En dan ek dink daai deputaatskappe wat jy genoem is reg, ek dink daar moet meer doelbewus aangevra word vir gesprekke met regering. Nou, ek weet op die stadium skryf jy briewe vir hulle en hulle antwoord jy net nie. Hulle reageer nie. Dit het maar ook gebeur in die COVID-tyd. So maar ons moet toenemend praktiese maniere kry hoe ons kan praat en hoe ons kan gesprek aanvra en sê maar dis wat ons belydenis sê. Dit is wat die Here sê en hoe julle die kerk moet beskerm en ons daartoe julle oproep tot goeie regering, tot die beste van die mense van die land, deur die kanale, die kerkregtelike kanale, soos jy sê. En dan ek dink Christene in die algemeen, dit is ook die doel van perspektief in hierdie gesprek, is Christene in die algemeen moet hulle stem begin duidelik maak, en begin praat, en getuig waar hulle is, daar waar jou werkplek is, daar by jou huis, almal van ons dien op skoolrade, op plaaslike buurtwagte, ensovoorts. Jy as 'n Christen moet begin praat en sê, maar dis wat God se woord vir ons leer. Rus ander Christene toe. Daar's so baie Christene wat onkundig oor hierdie tipe goed is. Rus hulle uit die woord uit toe. En as mens so iets begin doen, dan is daar hierdie swaard van die Gees wat werk in die groter samelewing. Wat dan God se doel bereik. Jonker. Jaco, ek wil nou nie 'n groot gesprek hiervan maak nie, maar ek dink mens moet ook bewus wees van die feit dat God regeer in alle dele van die lewe, nê. En dit is natuurlik bietjie meer teologiese gesprek. Maar ons moet baie versigtig wees om te sê ons moet baie versigtig wees om een kant toe of ander kant toe te oorbeklemtoon. So aan die een kant, as jy een kant oorbeklemtoon, dan sê jy ons moet net aanhou die Here aanbid en dien in die kerk, want dis waar hy geestelik met ons werk en regeer en ons is op pad, hy's op pad met ons iewers heen. Jy weet na die ewigheid toe. Maar die wêreld, ons kan nou niks aan hulle doen nie. Jy weet, hulle is wie hulle is. Hy regeer hulle daar, maar op 'n ander manier en nie met die Bybel nie. Jy weet, dit is nou die oorreaksie aan beide kante. En ek dink nie ons moet net daarvan kennis neem. God het ons geroep om sy koninkryk te laat kom deur die verkondiging van die woord sodat mense onder sy heerskappy of sy heerskappy sal erken en bely en dat sy koninkryk mag kom, jy weet, julle is die lig van die nasies, julle is die sout van die aarde, sê in Matteus 5. So ek dink ons moet net dit in gedagte hou. Ons kan nie net een kant sit nie, maar ons moet ook pas op dat ons nie van die kerk, van die wêreld en die politiek jy weet, dat dit die kerk oorheers of ons gesprekke oorheers nie. So dis beide kante toe, ja. Ja, baie dankie Jonker, ons gaan nou oorstap na ons volgende storie, want soos ons sien, hierdie is 'n groot onderwerp en ons kan nog baie lank praat, maar ons dit nog 'n storie. Ja, en ek wil net beamoen wat jy sê, daar's natuurlik uiterstes in die teologie wat uitspeel ook vandag, en sonder om nou name te noem, maar daar's uiterstes na beide kante, dat die kerk om tipe van geen stem het en passief is.
soos 'n eie binnekring sirkeltjie en ons moet maar net wag vir die einde. En aan die ander kant wat natuurlik lei ook tot beheer van die kerk amper, tot later tot staatsbeheer van die kerke se kant af. Ons moet alles beheer, ons moet die koning, ons moet 'n Christelike regering neersit. Ons moet van hoek tot kant hierdie land oorheers. Dit is ook nie wat ons gelees skrif vir ons leer nie. Maar daar binne-in vind ons onsself nog steeds as 'n getuienis van Christus. Goed, kom ons gaan oor na ons volgende storie en dit is huigelary en aansien van massamoord in Iran. Konteks agter die storie is uit verskeie oorde uit. Eerstens van ons eie regering se kant af. Die getalle wat vermoor word in Iran is onseker, maar ons weet dis groot. Die presiese getal is onseker, maar ons weet dis groot. Daar syfers wat wissel van deur Iran self uitgegee, dink ek nou al hier by 3 tot 5000 uit hulle self uit voorgehou. Daar's ander syfers, amptelike syfers van tot by 15000. Dan is daar ander syfers van dokters en mense op die grond en ook ander organisasies, gesondheidsorganisasies, humanitêre organisasies wat sê dit is al oor die 30000. Ons praat hier van 'n periode van einde Desember af tot op die hede. Dis 'n baie kort tyd. Dit is soortgelyk aan die moord meestal met die Jode in 'n bitter baie kort tyd, baie mense. Die getalle wat doodgemaak word in so kort tyd is in die terme van Holocaust terme word sommige artikels aangehaal. En die groot huigelary hierso is, ons eie regering het Israel na die wêreldhof toe gevat vir sogenaamde mensemoord, massamoord van die Gaza-oorlog. Hulle aangekla, die saak loop nog steeds aan. Die UN het onlangs 'n noodvergadering geroep om die saak in Iran as 'n krisis te behandel. Ons regering het hom totaal stilgehou en homself onttrek van die stem daarteen. In dieselfde asem terwyl hierdie moord plaasvind, nooi ons eie regering Iran vir vredeoefening, sogenaamde oorlog-vredeoefening in ons eie hawens, saam met China, saam met Rusland. En die tweede huigelary wat vir my uitstaan ook uit in die storie is, weer eens die grote kerk het groot stemme gemaak teenoor die Palestynë en vir die Palestynë en teenoor die sogenaamde moorde daar. Ek het gaan kyk na hulle Facebookblad, daar is niks gesê oor Iran nie. Predikant daar het nog steeds groot baniere op en hulle gaan nog steeds voort. Ek sien dit nou onlangs Gift of the Givers genooi en gesprekke met hulle gehad en so voorts. Terwyl die hoeveelheid mense per tyd wat vermoor is in Iran deur hierdie proteste is fenomenaal. En dit spreek van 'n geweldige huigelary en motiewe, bevraagteken van motiewe van ons eie regering en onder sommige kerkgroepe wat so vreeslik veg vir die Palestina saak. Is hulle eerlik in hulle stryd vir die mense van Palestina? Wat van hierdie arme mense wat doodgeskiet word? Die Khomeini het net eenvoudig gesê shoot to kill. En dit word uitgevoer. So, dit is die punt van die storie, die huigelary en aansien van massamoord in Iran. Ek dink ons moet by hierdie voeg ook die mense wat so stil is oor die moord op gelowiges bietjie meer noord in Afrika. Dit is skrikwekkend wat die wêreld oor aan die gang is en dis asof meeste mense se reaksie maar bepaal word deur hoe gaan ek nou gewild wees in die res van die wêreld se oë. Natuurlik ons eie regering se reaksie teen 'n klomp goed, die verskriklike daarvan is ons word daarbey ingesleep. Al is dit nou nie goed waarvoor baie mense in hierdie land staan nie. So dit is skrikwekkend om te sien, daar is onder 'n diktatorskap 'n klomp mense wat doodgemaak word en mens moet rondgrou om inligting daar te kry. Dit is nie populêre nuus nie. Dit is nie wat die wêreld van hou om te hoor nie. En dit wys maar net hoe oordeelkundig ons as gelowiges met
inligting behoort om te gaan. En die meeste inligting wat ons gevoer word, sal nie eens weet hiervan nie. En hoe belangrik dit vir ons is om steeds op ons knieë te staan vir mense wat deur erge beproewing en vervolging gaan. Die Here gebruik dit mooi in mense se lewens. Vir die gelowige gebruik hy dit om heilig te maak. En ons gebed moet ook wees dat hy vir die ongelowige hierdie dinge gebruik om bekering te werk. Mense te laat besef, maar ek kan op niemand of niks anders vertrou as die almagtige Here nie. So ek dink ons moet, dit is skrikwekkend wat aan die gang is, maar ons moenie moedeloos raak nie. Ons glo steeds ons Here sit op die troon en hy is besig om hierdie wêreldgeskiedenis te stuur. En soos ons die hele episode lank praat, dink ek maar net aan Psalm 2. Wat dring en dryf die heidendom, die wêreld en die regerings wat in opstand is. En as mens mooi daaraan dink, kan besef mens dis opstand teen God en sy gesalfde. So, jy het dit baie mooi gesê, Gerrie, en ek wil nie herhaal wat jy sê nie, maar ek wil graag ietsie byvoeg oor toe jy so gepraat het van dit is nie regtig dit wek nie genoeg sensasie nie. Dan is dit eintlik verskriklik om te dink daaraan. Wat wêreldnuus word is een of ander ou wat dalk iets doms gedoen het op TikTok of wat ook al op X, maar waar 30,000 mense doodgaan wat onderdruk word. En ek wil eintlik net sê, jy weet, dis nie net die media wat daarna soek nie, dis maar in ons harte ook, nê, want die lewe is so besig en vol inligting. Jy sê mens moet regtig gaan soek voordat jy hierdie nuus gaan kry, en is waar, maar jy weet, het ons lewe so besig geraak dat ons nie eintlik net bietjie vir 'n oomblik sit en dink, daar's 30,000 mense dood nou as gevolg van onderdrukking van 'n regering wat kommunisties is iewers in die wêreld. Dis verskriklik. Ek kan nie eintlik dit indink nie. Net my vinnige bydrae. Ja, en net so 'n paar ook ons wil graag sake in die lig van die skrif stel. So ek dink die ding wat ons hier moet belig is, die kerk moet 'n stem hê teenoor die wederwie onderdruktes, onregverdigheid in die wêreld. Weer eens, ek dink ons hoef dit te herhaal nie, maar soortgelyk as die vorige punt, op die regte manier natuurlik. Ons is nie social justice warriors wat die wêreld invaar en dis al wat saak maak. En ek dink dis wat verkeerd gegaan het, byvoorbeeld by die groot kerk se benadering. Hulle het laat hierdie sosiale geregtigheid saak maar ek sukkel met die Afrikaanse woorde vanoggend, maar in 'n biased manier hulle laat dryf om onreg te pleeg, terwyl die kerk moet vir alle geregtigheid staan. Nie net vir sekere politieke gedrewe geregtigheid nie. Jesaja 1:17 praat duidelik met ons oor leer om goed te doen, soek geregtigheid, help die verdruktes, ondersteun die wees, bly die saak van die weduwee. Micha 6:8. Doen wat reg is, om lief te hê en om nederig voor jou God te wandel. Psalm 88:3. Gee geregtigheid aan die gekwestes, handhaaf die reg van die verdrukte en die behoeftiges. So ons boodskap uit die wêreld, uit die woord, is baie duidelik om oor hierdie saak te praat en daarvoor te staan. Maar nie gedryf deur politiek nie. Weet, die agendas is, ek kan nie 'n haat vir Trump hê nie. Nou ek sê nie ek is 'n ondersteuner van Trump nie, maar ek sê nie, ons kan nie weens my haat vir Trump reageer ek wêreldwyd teen alle ongeregtigheid vanuit 'n Trump haat gedrewe wêreldbeskouing, of andersom ook, jy weet. En dit is nie hoe die kerk funksioneer nie. Die kerk staan vir die saak van Christus. Wat sou Christus hieroor gesê het? Vir Christus is elke dood verkeerd. 'n Moord is moord. Maak nie saak wie dit doen nie en watter konteks dit plaasvind nie. En die kerk word beïnvloed deur hierdie kulturele bewegings en politieke bewegings, en dan kies die kerk om sekere dinge te doen, gedryf daaruit. Dis nou wat daar in daai konteks byvoorbeeld, daar's baie kerke wat dit doen. Miskien die Wêreldraad van Kerke doen ook sulke tipe dinge waar 'n groot sosiale geregtigheid dryf het, maar vanuit 'n onbybelse wêreldbeskouing.
En dan ons regering, weer eens wat daarmee saamskaar, want hierdie kerkgroepe ondersteun ons regering hierin. En ek het foto's gesien waar Nalari Pandor genooi is na hierdie byeenkoms wat saam met Gift of the Givers was nou afgelope week of wat. So daar kom die kerk saam met die regering in 'n verkeerde agenda. Dit is verkeerd. Ons kan nie saam met die regering gaan span in sy onbybelse uitsprake en dinge nie, omdat ons polities gedrewe is nie. Die kerk stel God se saak. Ons is onderdanig aan die hoof van die kerk en aan die God wat die wêreld regeer en wat homself uitgespreek het duidelik oor hierdie ganse wêreld. Vanuit sy woord. Dis waar ons staan. En dis van waaruit ons leef en onsself uitspreek en ons weg vind. Ja, ek dink as 'n kerk nie meer onwrikbaar vashou aan die woord as God se woord nie, dan gaan daar na allerlei dinge gegryp word om te hoop jy bly relevant in die wêreld. Net so laaste opmerking van my kant af oor ons, wat doen ons as gelowiges? Ek dink 'n baie belangrike ding om wat ons osself moet aan herinner is, ons word op 'n bepaalde plek geroep. En dis waar ons moet begin. Hier waar ek in 'n dorp is, hier waar my gemeente op 'n spesifieke plek is, hier is waar die Here ons geplaas het, hier is waar hy ons wil gebruik, hier is waar ons begin. Ons kan baie maklik so ingesluk raak deur alles die wêreld oor. Dit is amper net moedeloos raak en op die ou einde nie doen wat ons moet doen nie. Maar ons is geroep om hier, in die plek waar ons is, ons roepingsgetrou uit te leef. Ja, Jaco, ek wil my laaste woord. Ek is nou onlangs besig gewees met teksgedeelte uit Lukas 22 en daar aan die einde van Lukas 22 word Jesus voor die Sanhedrin gebring en dan lees ons, en ek wil dit graag lees, ek lees uit die direkte vertaling 2020, daar in vers 66 sê hy, teen dagbreek het die raad van familiehoofde byeengekom, die leierpriesters en skrifkenners, en hulle het hom na hulle Sanhedrin weggelei. Hulle het gesê, as jy die Christus is, sê dit vir ons. Maar hy sê vir hulle, as ek dit vir julle sê, sal julle my beslis nie glo nie, en as ek 'n vraag vra, sal julle beslis nie antwoord nie. Maar van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van God, die Almagtige. En toe vra hulle almal, is jy die Seun van God? En hy antwoord hulle, dit is julle wat sê dat ek is. En daarop sê hulle, waarom het ons enige verdere getuienis nodig? Want ons het dit self uit sy mond gehoor. Nou, hieruit, net voor dit, sien ons ook hoe gelowiges en hoe die Here ook dan basies verneder word, nê, en verskriklik verneder word. En ek dink ons moet vir onsself ook hierin raak sien as gelowiges. Hy sê dit dan vir ons in die evangelies, as hy vervolg word, hoekom sal ons nou verwag dat ons nie vervolg word nie? So, wat kan ons hierin doen? Dis nie net altyd om jou profetiese stem te laat hoor nie, ek dink dit is belangrik en dit moet gebeur. Mens moet nie daarin versuim nie, of swyg nie, maar ek dink mens moet ook besef, God is in beheer, en dit wat nou oor ons pad kom, is wat hy nodig ag, en hy het sy redes en sy doel daarvoor, om die wêreld te suiwer, om sy gelowiges sy geloof te suiwer, sy uitverkorenes. So ek dink mens moet daarin ook vashou aan die Here in geloof, en weet dat hy het lyding verdra, en hy sal ons ook daardeur dra. Ja, op sy punt, dankie Jonker. My laaste gedagte voor ons afsluit, ons moet nie die sukses van die kerk onderskat in die eenvoud van sy geloofslewe deur die eeue nie. Die kerk het daar in Jerusalem, waar hulle onder druk was, eenvoudig in die eenvoud van die vergadering van die heiliges by mekaar gekom rondom die woord, die sakramente, geleef in hulle omgewing en verkondig en
geleef, die geloof uitgeleef. En so, in die meeste van die manier, het die kerk sy sukses behaal. En as ek die woord sukses gebruik, sukkel ek ook soms met die woord sukses, maar ek dink julle weet wat ek bedoel. Het die koninkryk uitgegaan. Dit laat my dink aan die gelykenis van die mosterdsaai. Daai boom wat gegroei het. Dit is 'n klein geloof, word nie gemeet aan sy grootte nie, maar die sterkte van die eenvoud van die geloof in wie dit geanker is. Dis hy wat oorwin. Hy is die een wat in Openbaring aan ons voorgehou word met die swaard uit sy mond uit. Sy woord verkondig, met die stem wat uit sy mond uitgaan. Die krag lê in sy woord. Nie in ons nie, nie in ons bewegings en ons programme nie. Baie keer as ons oor hierdie tipe onderwerpe praat, dan voel mense ook so, ons moet nou iets gaan doen, en nou gaan ons 'n army bymekaar maak, en ons gaan nou 'n groot beweging aan die gang sit. Ek dink in al twee hierdie onderwerpe is dit die groot fout, as ons dink dit is wat ons moet doen. Ons moet regtig net hierdie woord van God gaan verkondig, soos Jesus ook gesê het, toe hy daai verhaal vertel het van die bruilof. Gaan na die straathoeke toe, gaan na die uithoeke, en gaan nog verder, en nooi die mense om in te kom. En dit is ons roeping en ons taak, veral in hierdie donker tyd. Mag die Here ons daartoe lei en help. Baie dankie julle, baie dankie ook aan ons luisteraars, gesels saam met ons oor hierdie episode, deel dit ook met u vriende, ons luister graag ook na u kommentare en u vrae. Mag dit tot seën van die Here en verheerliking van die Here wees. Totsiens.